Wel is heerlik om weer so by mekaar te kom vanoggend en ek het net met die laaste liedjie dat my gedagtes opgekom het is, Here, dankie vir musiek. Dat God vir ons musiek gee om hom mee te loof en te prys. Ons kom in ons tweede geleentheid om Filippense oop te maak en van God te hoor uit sy woord uit. En ek wil as inleiding wil ek vir jou vra, wat sou jy dink as ek vir jou sê, ek weet van 'n belegging, ek weet van een of ander omstandighede, wat jy 100% seker kan wees, 100% seker kan wees, jy sal suksesvol wees, as jy deelneem in hierdie belegging. Hoe sou jy reageer? Sou jy belangstel? Ek dink jy sou belangstel. Ons soek almal na sukses op een of ander manier. Die wêreld soek na sukses. Jy kan maar net gaan kyk na die wêreld se advertensies. Jy kan nog gaan kyk na die wêreld se flieks. Het gaan oor sukses. En vandag se preek gaan ook oor sukses. Maar bietjie anders as die wêreld se sukses. In die vorige 3 weke het ons Paulus se inleiding gesien en ons het sy gebed gesien vir die Filippense en dit was vanaf vers 1 tot vers 11 van Filippense hoofstuk 1. En vandag begin ons kyk na die volgende gedeelte en hierdie gedeelte strek vanaf vers 12 tot 26. Alhoewel nie al die Bybels dit so inverdeel het nie. Kom ons lees hierdie gedeelte saam, Filippense 1 vers 12 tot 26. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike wag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreeg te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. En nou lees ek vers 16 en die van julle wat nie 'n ou vertaling het nie, is nou in vers 17. As jy nou vers 17 lees, ek gaan vers 16 lees. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeye verdrukking toe te voeg. My vers 17, julle vers 16. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerwyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan om met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly. Ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Nou in vers 12 begin Paulus dan die inhoud van sy brief. Die eerste gedeelte was als die inleiding en hierdie is die inhoud. En wanneer jy aan iemand 'n brief skryf,
en jy het klaar vir hulle welkom gesê en gegroet en so, wat wil jy dan gewoonlik doen? Gewoonlik wil jy vir die mense sê hoe dit met jou gaan. Jy wil vir hulle sê, weet wat het gebeur? Jy wil vir hulle die nuus gee van dit wat gebeur het vandat julle laas interaksie met mekaar gehad het. So hier is wat alles met my gebeur het. Hier is hoe dit met my gaan. Dis wat jy graag sou wou vir die persoon skryf. Of jy sou ook dalk by dit nog wou sê, hier is wat ek dink gaan gebeur in die toekoms. Hier is wat ek dink hoe dinge dalk gaan uitdraai verder vorentoe. En dit is presies wat Paulus hier doen. In die eerste gedeelte na hierdie inleiding, vanaf vers 12 tot 26, gee Paulus vir hulle opsomming van hoe dit met hom gaan. Tot nou toe. Dit wat gebeur het tot nou toe en hoe dit met hom gaan. En dan dink hy ook, hoe gaan dit van hier af verder vorentoe gaan? Wat is sy verwagtinge vir die toekoms? Dis wat hy vir ons in hierdie gedeelte gee. En ons kan hierdie nuus wat hy gee opsom met een woord. Vordering. Vordering. As jy wou een woord wou gegee het vir die hele gedeelte, vordering. Hy begin hierdie gedeelte in vers 12 met die volgende woorde. Kyk na vers 12. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Dit gaan oor bevordering, dit gaan oor vordering. Daar's groei. Kyk hoe eindig hy die gedeelte. Kyk na vers 25 en 26. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly. Ja, saam met julle almal sal bly tot julle bevordering. So my verwagting vir die toekoms is vordering vir julle. Tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. So hierdie nuus is goeie nuus. Dis goeie nuus. Dit gaan goed. Dinge is besig om vorentoe te gaan. Hierdie is 'n suksesverhaal. Dit is suksesvol. Dis ons hierdie stuk kan opsom. En in hierdie nuusberig fokus Paulus eers op hierdie verlede, alles wat gebeur het in die verlede tot op die oomblik waar hy nou is. En dit gebeur vanaf vers 12 tot 18. En dan later vanaf vers 18 aan tot 26 fokus hy op die toekoms. En Paulus eindig die stukkie oor die verlede tot op waar hy nou is met hierdie woorde: hierin verbly ek my. Dis in die middel van vers 18, amper aan die einde van vers 18. Hierin verbly ek my. Alles wat gebeur het tot nou toe en my omstandighede nou, dis my blydskap. Ek verbly my daarin. So Paulus se evaluasie van die nabye verlede is dis suksesvol. En sy houding ten opsigte van dit is, ek is bly daaroor. Iets is suksesvol en dit bring blydskap vir my. En dan begin hy die toekomsgedeelte aan die einde van vers 18 met die woorde, en ek sal in die toekoms my verbly, en dan die res van daai stuk is als oor die toekoms. Paulus se verwagting is dat die toekoms ook suksesvol sal wees, dat daar bevordering sal wees. Paulus is oortuig daarvan dat die toekoms sal dien tot die bevordering, luister mooi, van Jesus se heiligheid. Dat Jesus sal verheerlik word en daarin sal hy homself verbly. Dis wat hier aangaan in hierdie gedeelte. So ons les vir vandag is dus hoe om as 'n Christen suksesvol te wees sodat jy werklike vreugde kan ervaar. Hoe om as 'n Christen suksesvol te wees sodat jy werklike vreugde kan ervaar. En ons gaan hierdie gedeelte oor 2 sondae hanteer. So vandag gaan ons net kyk na die verlede gedeelte tot by vers 18. Volgende week gaan ons aangaan. Paulus begin vers 12 met: en ek wil hê dat julle moet weet, broeders. En hiermee sê Paulus basies, hier is die nuus oor hoe dit met my gaan. Hier is wat gebeur het. Hier is die nuus. En dan skryf hy dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Hierdie is Paulus se opsomming van al die gebeure vandat hulle mekaar gesien het. En hy begin met wat my wedervaar het.
wat my wedervaar het. Nou moet ons bietjie vra, is dit wat Paulus wedervaar het, dit wat hy wou gehad het? Is hierdie dinge sy plan vir sy lewe? Is dit wat hy sou beplanne vir sy lewe? Sou Paulus hierdie pad gekies het vir homself? Of nie? Sou hy 'n ander pad gekies het? Die antwoord is nee, Paulus sou nie hierdie pad gekies het nie. Inteendeel, ons weet wat se pad Paulus vir homself wou gekies het. Wat was Paulus se planne? Wat was Paulus se drome gewees vir hierdie tydperk? Vir Rome. 5 jaar voor hierdie, voor hy in die tronk sit, in gevangenis sit, in Rome, was Paulus se planne dat nadat hy Jerusalem toe gegaan het, hy was op pad Jerusalem toe, dan sal hy die evangelie gaan verkondig in Rome. Dit was sy planne, dit was sy drome, en ons sien dit in Romeine 1 vers 13 tot 15. Hy sê, maar broeders, hy skryf aan die Romeine, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgenem het. Hierdie is al klomp kere het ek hierdie begeerte gehad, om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Vers 14, teenoor Grieke, sowel as nie-Grieke, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Wat Paulus daar sê is, hy het die evangelie ontvang, maar dit behoort nie aan hom nie, dit behoort aan hulle. Hy skuld hulle die evangelie. Dis wat hy daar sê. Ek skuld julle die evangelie, vers 15, vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. So Paulus se planne, Paulus se drome, was hy wil na Rome toe gaan, nadat hy in Jerusalem was, en hy wil daar die evangelie gaan verkondig. Dit was sy planne. Dit was sy drome. En dan sien ons nog so bietjie meer van sy planne in Romeine 15 vers 23 tot 25. Hy skryf van hulle: maar dat ek geen meer plek het in hierdie streke nie, en al baie jare die begeerte het om na julle te kom, baie jare lank het al hierdie begeerte, sal ek na julle kom, wanneer ek na Spanje reis. Want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarin voortgehelp te word, as ek eers 'n tyd lank van julle geniet het. Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges. So wat gebeur hier? So Paulus het die finansiële ondersteuning van die kerke wat gegee is vir die kerk in Jerusalem. Hy is op pad soontoe. Sy begeerte is, ek wil na Rome toe gaan, ek gaan vir hulle die evangelie vertel en verkondig, dan wil ek hulle ondersteuning kry sodat ek nog verder kan gaan en in Spanje die evangelie te gaan verkondig. Ek wil daar gaan sendingswerk doen, daar waar nog niemand was nie, waar nog niemand gehoor het nie. Dit was sy begeerte. Dit was Paulus se planne. Maar wat was God se plan? God se plan was dat Paulus in Jerusalem deur die Jode aangeval word, deur die Romeine in gevangenis geneem word, vals beskuldig word, na Caesarea geneem word as gevolg van 'n klompot deur die Jode, in Caesarea vir 'n aantal jare wees as gevolg van korrupte leiers, politieke leiers, daarna na Rome gestuur word, op pad skipbreek lê en op 'n eiland opeindig, dan word hy deur 'n giftige slang gepik, dan word hy weer op 'n ander skip gelaai, dan kom hy in Rome aan, en daar sit hy vir nog 2 jaar lank, onder huisarrest. En terwyl hy daar is, kan hy nie uitgaan na die sinagoge toe nie, hy kan nie uitgaan na die stadsplein toe nie, om die evangelie te gaan verkondig nie. Dit wat hy wou gaan doen het nie. En hierdie kon vir Paulus baie frustrerend gewees het. Paulus wou preek. Hy wou selfs die evangelie in Rome gaan preek het. Hy wou in die sinagoges gaan preek het daar, hy wou op die stadsplein gaan preek het daar. Dit was wat hy wou doen. En van daar wou hy nog verder gaan. Ek wil Spanje toe, ek wil gaan sendingswerk doen daar. En nou is hy vasgevang in 'n huis. 2 jaar lank. Dis God se plan. En ons logika sê, hierdie is sleg.
Dit sou beter wees as Paulus in Rome was as 'n vryman, sodat hy vrylik kan rondbeweeg en die evangelie gaan verkondig. Paulus, en dit is dalk moontlik ook wat die Filippense dink. Die Filippense dink ook dalk soos ons, hierdie is sleg. Hierdie maak nie sin nie. Paulus, ons nommer 1 apostel, ons nommer 1 evangelis, die apostel vir die heidene, sit in 'n huis vas. Huis opgesluit. Hoe gaan die evangelie nou versprei? Dalk is dit selfs hulle denke, dit wat hulle dink. Maar kyk wat skryf Paulus, dan vers 12. En ek wil hê, dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, eerder. God se plan, gevangenskap, is die een wat eerder goed is vir die bevordering van die evangelie. Die beter ene. Ons, Paulus, die Filippense mag dalk gedink het, Paulus se gevangenes, hierdie is sleg, baie sleg. God sê, nee, dit is beter. Hierdie is eerder die plan wat gaan werk. Hierdie is eerder dit wat die evangelie gaan laat versprei. So Paulus gee vir hulle die nuus oor sy lewe, en hy sê, God se plan, deur dit wat alles met my gebeur het, was die beste plan. Dit was die beste plan, want dit het gedien tot bevordering van die evangelie. Die beste plan. Maar Paulus sê nie vir hulle hoe dit met hom gaan nie. Jy sou dalk verwag het dat hy skryf vir hulle, weet van die dinge wat van moeilik is hier in huisarrest. Of een of 'n gesondheidsprobleem wat hy gehad het, of weet jy wat, die kos hierso is nie baie lekker nie. Soos 'n ouetjie wat in die koshuis sit. Mamma, die kos is nie baie lekker nie. Mamma se kos is beter. Jy sou verwag het hy skryf so iets oor homself. Maar hy skryf net oor wat gebeur het ten opsigte van die evangelie. Hy fokus net op die feit dat die evangelie gevorder het oor die laaste tydperk. Hoekom? Hoekom begin hy met, ek skryf julle die nuus van wat met my gebeur het, die evangelie het bevorder. Hoekom doen hy dit? Want die bevordering van die evangelie is Paulus se lewe. Hierdie is waaroor sy lewe gaan. As ek vir Paulus sou vra, Paulus, hoekom skryf jy van nie vir ons oor hoe dit met jou gaan nie? Dan sou hy kon antwoord, wat bedoel jy? Ek het vir jou geskryf oor hoe dit met my gaan. Die evangelie groei. Dis hoe dit met my gaan. Dis waarvoor hy lewe. Paulus lewe vir die bevordering van die evangelie. En dit is die antwoord op hoe om as 'n Christen suksesvol te wees. Lewe vir die bevordering van die evangelie. En as jy lewe vir die bevordering van die evangelie, dan sal omstandighede jou nie kan kelder nie. As jou fokus is, soos wat Paulus se fokus was, dan sal selfs gevangenskap jou nie kan stop nie, in die pad staan van sukses nie. Die evangelie, sê Paulus self, in Romeine 1 vers 16, die evangelie is die krag van God. Wat kan in God se pad staan? Niks nie. Soos die evangelie die krag van God is, dan sal dit versprei. En as jy daarvoor lewe, dan sal jou lewe suksesvol wees. En nou die vraag, wat is die evangelie hier wat gevorder het? Wat is die evangelie? En ons het 'n hele Sondag oor gepreek uit Romeine 1 uit, julle klompie maande terug, net vinnig. Die evangelie is die boodskap van Jesus se lewe en Jesus se dood en Jesus wat red. En dit beteken jy moet vir die persoon verduidelik hy is verlore. Die persoon moet weet hy is verlore as hy Jesus as 'n redder sal wil hê. So dit gaan oor Jesus se lewe, Jesus se dood en Jesus wat red. In hierdie gedeelte noem Paulus dit die volgende. Kyk vinnig saam met my. Vers 14 noem hy dit die woord. In vers 15 noem hy dit om Christus te preek. In vers 16 en 18 is dit om Christus te verkondig. In vers 20 om Christus
groot te maak. Die evangelie gaan oor Christus, gaan oor Jesus. So die evangelie wat versprei en vordering gemaak het, is Jesus wat verkondig was en Jesus wat mense gered het. Dis wat hy daarmee bedoel. Dit gaan oor Jesus. En nou is die vraag, is dit waaroor jou lewe gaan? Gaan jou lewe oor die vordering van die evangelie? Gaan dit oor Jesus wat verkondig word, en Jesus wat red, en Jesus wat kom regeer as Here, en Jesus wat verheerlik moet word, of nie? As jou lewe gaan oor gemak, veiligheid, sekuriteit, genot, kan nog 'n hele klomp ander goede ingooi, dan kan jy nie verseker wees, jy gaan suksesvol wees nie. Jy mag dalk nie een van daai goeders kry wat jou planne en jou drome is nie. Maar as jou lewe, jou doel, jou teiken, die bevordering van die evangelie is, dan sal jy suksesvol wees. Dan sal jy die bullseye tref, die klein rooi kolletjie in die middel. God sal die evangelie versprei. Hy gaan dit doen. En hy gaan dit doen of jy nou gemaklik is of nie. En of jy vryheid het of nie. En of jy lewe of sterwe, gaan hy dit nog steeds versprei. Hy kan dit met jou lewe en jou dood doen. En as jy vir die evangelie lewe, dan sal jy die geleentheid kry om deur jou lewe, deur jou woorde, selfs deur jou dood, die evangelie te verkondig. God sal vir jou daai geleentheid gee. En nou kan ons vra, hoe het die evangelie gevorder? Hoe het die evangelie versprei hierso in Paulus se omstandighede? Paulus gee 2 maniere hoe dit versprei is. Die eerste manier is in vers 13, die tweede ene in vers 14. En dan brei Paulus uit vers 15 tot 17 op hierdie tweede manier. Hy gee vir ons meer inligting rondom dit. En vers 18 som hy vir ons die situasie op. Hy gee vir ons sy opsomming. So dis die res van die teks. Vers 13 een manier, vers 14 nog 'n manier, brei uit op daai tweede manier tot vers 17, opsomming vers 18. Kyk na vers 13. Sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike wag en by al die ander. So hoe het die evangelie versprei? Sy boeye in Christus het openbaar geword onder die hele keiserlike wag. Die eerste manier hoe die evangelie versprei het is onder hierdie keiserlike wag. Nou wie is dit? Die keiserlike wag was 'n groep van plus minus 9000 manne gewees, soldate gewees. Hulle was uitgekies gewees vir hulle vermoë as soldate en ook vir hulle lojaliteit aan die keiser. Die keiser het hierdie ouens vertrou. En hulle doel was, hulle verdedig en beskerm die paleis en strategiese punte in Rome. Hierdie was die elite forces gewees. Die beste van die soldate. Dis wie hierdie is. En hoe is dit dat die hele, dis wat die teks sê, keiserlike wag, 9000 manne, gehoor het van Paulus en Christus? Hoe het dit gebeur? Wel, Paulus sê nie vir ons, hier is presies alles wat gebeur het nie. En hy gee nie vir ons al daai informasie nie. Maar die aanname is dat hierdie soldate aangestel was, of van hierdie soldate aangestel was, om Paulus te bewaak. Op elke oomblik van die dag moes een van hierdie wagte Paulus oppas, sodat hy nie ontsnap nie. Dit mag dalk moontlik wees dat hulle selfs dalk vasgeketting was aan Paulus. Van die kommentators dink dit is hoe dit was. Ten minste moes hulle heeltyd hom dopgehou het. Hulle moes hom heeltyd in oog gehou het. So hier sit Paulus. En die heeltyd is daar iemand wat hom moet oppas. Iemand wat saam met hom is. Iemand wat in sy teenwoordigheid is. Wat dink julle het Paulus gedoen? Paulus leef vir die bevordering van die evangelie en hier het hy 'n captive audience.
Ou kan daar nie gaan nie. En wat doen hy? Hy vertel vir hom alles wat hy weet van die evangelie. Hy vertel vir hom alles van Jesus Christus. En dalk het hy selfs moontlik die skrifte oopgemaak en die ou geleer. Kyk wat sê God se woord. Kyk wie is Christus, kyk hoe vervul dit. Hy het hulle geleer van die evangelie. En 6 ure later, of hoe lank hulle skofte ook al was, is hy nog gou. Nou is dit nog gou, nog een, kry. Dan kan ek vir hom ook weer die evangelie gee. Dis moontlik wat gebeur het. En God het dalk van hierdie soldate gered. Vandat hy gered deur hierdie evangelie. En hulle sou weer gegaan het en dan die evangelie gaan verkondig het aan ander soldate wat hulle gaan staan het en sit en niks doen het nie. Goed oppas. Tyd gehad het. Soveel so dat Paulus kan sê die hele keiserlike wag het geweet dat Paulus 'n gevangene is omdat hy 'n volgeling van Jesus Christus is. Dit beteken nie noodwendig hulle het almal gered nie. Dit beteken net hulle weet hierdie ou is hier as gevolg van Jesus. So hulle het met mekaar gepraat, gesê, het jy gehoor van hierdie Paulus ou? Het jy gehoor van die Jesus wat hy verkondig? Dis dalk wat gebeur het. Maar Paulus sê, dit het nie net onder hulle versprei nie, dit het selfs nog so 'n bietjie verder gegaan. Dit sê, en by al die ander. Nou wat Paulus hiermee bedoel is nie presies duidelik nie. Hy sê nie vir ons wat hy bedoel nie. Moontlik is dit al die ander mense wat hom ook kon sien het, almal wat nog interaksie met hom gehad het gehoor die evangelie, het gehoor van Jesus. Maar een ding is duidelik. Paulus se bediening as 'n gevangene het gemaak dat baie mense die evangelie gehoor het en dat God sommige van hulle gered het. Dis duidelik. En dink net hoe ongelooflik is God hierson. God se soewereine plan. Hoe sou Paulus toegang gekry het tot hierdie elite forces, hierdie keiserlike wagte, as Paulus se planne gebeur het? Hoe sou dit gebeur het? Ons sou moeilik gewees het. Sou moeilik gewees het. Maar God gebruik hierdie wat in ons oë lyk na 'n ompad om sy perfekte doel mee uit te voer. Om die evangelie te gaan versprei soos wat hy wil. En omdat Paulus sy lewe gaan oor die evangelie, sien hy God se werk raak. Hy sien wat God doen met hom. So Paulus sê vir hulle, hoe gaan dit met my? Dit gaan goed, dit gaan wonderlik, wanneer die evangelie versprei. En dit is so dit behoort te wees met ons. Ons behoort ons planne te maak van hoe ons met ons lewe die evangelie gaan bevorder. Maar God mag dalk jou planne in die wiele ry. Besluit, jy het mooi planne, God, dit is goed, hier's baie beter is. Hier's my planne. En as God dit sou doen, dan is dit omdat hy 'n beter plan het vir hoe jy die evangelie kan bevorder. En vir van ons mag dit dalk beteken kanker. Vir van ons mag dit dalk beteken vervolging. Vir ander van ons mag dit dalk beteken bevordering by die werk. Teenoorgestelde, goeie omstandighede aan die buitekant. Of dalk jou man of jou vrou gaan skielik dood. Wat ook al God gebruik. Wat ook al die omstandighede is, as jou fokus en doel die verspreiding van die evangelie is, dan sal jy suksesvol wees. Want God sal suksesvol wees in die verspreiding van die evangelie. Omstandighede kan nie in die pad staan van sukses in hierdie area nie. Dit was die eerste manier hoe dit versprei. Dit versprei onder die keiserlike wag. Die tweede manier sien ons in vers 14. So kom ons kyk na vers 14. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. En hier wil ek eers een ding vir julle duidelik maak en dan wil ek 'n paar goedes uitlig net. So eerstens iets wat ons moet duidelik maak. Paulus sê nie dat hierdie broeders in die Here is nie. Die in die Here sê nie vir ons iets meer van die broeders nie. Die in die Here
sê vir ons meer van hulle vertroue. Van die vertalings laat dit lyk asof dit meer sê van die broeders. So wat hy sê is, deur my boeye, deur die omstandighede, het julle vertroue in die Here meer geword. En julle is Christene, julle is broeders. So die fokus is op die vertroue in die Here, met daai woorde. Dis die een ding om duidelik te gemaak het. Nou 'n paar goed om uit te lig. Dit is nie almal wat so beïnvloed is nie. Dis nie almal wat so gereageer het nie. En kyk wat sê die teks, maar die meeste van die broeders, of dalk is die beter vertaling, die meerderheid van die broeders, het nou meer vertroue in die Here. So dit sê vir ons dat nie almal gaan so reageer nie. Nog 'n ding om uit te lig. Dit is ook nie dat hulle voorheen geen vertroue gehad het nie. Hulle het vertroue gehad, hulle het selfs gewaag vir die evangelie, maar nou waag hulle dit des te meer. Nou waag hulle en hulle het nou nog meer vertroue, baie meer vertroue. So hulle het vertroue gehad. Hulle het gewaag. Nou is dit nog meer. Het het gegroei. Laastens, let op die hoeveelheid woorde wat Paulus gebruik om hulle vertroue, hierdie broeders se vertroue en hulle moed uit te lig, uit te wys. Hy praat van vertroue. Hy praat van dit des te meer, wat vir ons idee gee van nog baie meer. Hy praat ook dan van waag. Hulle waag dit. Dit beteken daar's gevaar. As jy iets waag, beteken daar's 'n moontlikheid dat dit kan sleg gaan. So selfs al is daar 'n moontlikheid dat daar gevaar is, waag hulle dit nou nog baie meer. En hy sê hulle doen dit sonder vrees, sonder phobos, sonder fobie, sonder vrees. En hierdie laaste 3 woorde sit hy almal na mekaar in 'n ry in die Grieks. En hierso is hoe dit sou klink. Hulle het nog baie meer waagmoed sonder vrees. Nog baie meer waagmoed sonder vrees. Hy is besig om vir die Filippense te sê, hierdie ouens het net totaal en al verander. Hulle het al vertroue gehad, hulle het al gewaag, maar kyk nou. En hierdie is totaal en al teen ons intuïsie. Dit is teen wat ons sou verwag. Dink gou hieraan. Paulus is 'n gevangene juis vir die evangelie. 'n Mens sou verwag dat die ander Christene dan minder vertroue sal hê, minder sal waag of minder waagmoed sal hê en meer vrees sal hê. Maar ons is verkeerd. Ons intuïsie is verkeerd. Paulus sê juis dat sy boeye, sy gevangenskap het veroorsaak dat hulle nou meer vertroue het, dat hulle meer waag selfs al is daar gevare en dat hulle dit sonder vrees doen. Hoe werk dit? Ek weet nie presies hoe dit werk nie. Maar hierdie is die feit, hierdie is die realiteit. Ons sien dit in kerkgeskiedenis van Handelinge 4 af regdeur. Jy kan enige plek na kerkgeskiedenis gaan kyk, wanneer daar vervolging kom, wanneer daar druk kom, staan die kerk op en verkondig die boodskap duideliker. Ons sien dit in Handelinge 4. In Handelinge 4 word Johannes en Petrus deur die leiers van die volk ingeroep en hulle word gesê, julle sal nie weer praat oor Jesus nie. En hoe reageer hulle? Handelinge 4, vers 29 en 31. En nou, Here, let op hulle dreigemente, die Joodse raad se dreigemente, en gee aan u diensknegte om met alle vermoedigheid u woord te spreek. Vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dis die realiteit, dis wat God doen. Daar kom druk, sê moenie preek nie, en die Christene gaan en hulle preek die woord met vrymoedigheid. Sien dieselfde in Handelinge 5. En hierso is die druk nog bietjie meer, hierso is dit net gewaarsku nie, nou word hulle gegeesel. Ons sit nou nog bietjie meer druk op julle, dalk gaan julle dan stil bly. Handelinge 5 vers 40 tot 42. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle laat slaan en hulle
vel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan. En hulle, dis die apostels, Johannes en Petrus hulle, het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Hulle hou aan, hulle het nou meer vertrou in die Here, waag nog meer sonder vrees. Dit is hoe God werk. Wanneer die kerk vervolg word en van die mense van buitekant af gedruk word, dan werk God deur sy mense. Hy werk hulle om hulle nog meer moed te gee en om hulle minder vreesagtig te maak. Vervolging sal nooit die evangelie stuit nie. Dit sal suksesvol wees. En nou kan ons hierdie toepassing op toepassing maak van ons omstandighede. Baie spesifieke toepassing. Die haatspraakwet sal nie ware Christendom in hierdie land inperk nie. Inteendeel, al wat dit kan doen, is om Christendom te suiwer en dus dit te bevorder. Luister mooi, hier's 'n balanserende stelling. 1 Timoteus 2, vers 1 tot 3. En daai is te kry ons die instruksie dat ons moet bid vir vrede. Ons moet bid vir die regering en ons moet bid vir vrede, dat ons nie sal vervolg word van die regering nie, sodat ons die evangelie kan gaan versprei. Dis 1 Timoteus 2, vers 1 tot 3. So dis reg om te bid, Here, ons wil nie hierdie wetgewing hê nie, ons wil eerder vryheid hê, vryheid van spraak, dat ons kan sê en u woord gaan verkondig. Here, ons bid vir wysheid vir die leiers van hierdie land, want hulle gaan voor u staan eendag. Dis reg, ons het daai opdrag. Maar ons fokus moet nie wees om ons omstandighede vir onsself te probeer gemaklik maak nie. Ons fokus is om die evangelie in alle waarheid te kan gaan verkondig. En dan sal dit suksesvol wees, niks sal dit keer nie. So Paulus sien hierdie is die beste pad, hierdie is 'n suksesvolle pad. Wanneer die evangelie word versprei, onder die keiserlike wag word versprei, en nou is die ander gelowiges is nou nog meer, hulle het weer waagmoed, is nog meer gemotiveerd om die evangelie te bring. En dan gaan Paulus en hy verduidelik vir ons meer oor hierdie broeders wat nou meer waag, in vers 15 tot 17. Vers 15. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. So onder hierdie groter groep Christene wat almal nou gemotiveer is om die evangelie te gaan verkondig, is daar nou twee groepe. Daar's twee groepe wat hy beskryf in hierdie volgende gedeelte. So Paulus in hierdie 3 verse is hy heeltyd besig om 'n een groep en dan die ander groep, een groep, ander groep te beskryf. En kom ons vra eers, is daar iets of 'n area waarin hierdie twee groepe dieselfde is? Want hulle nie verskil nie. En die antwoord is, ja. Daar's ten minste twee goeters. Eerstens, hierdie twee groepe bestaan almal uit Christene. Praat alles hier van 'n Christen, hulle is almal deel van die broeders van vers 14. Tweedens, hierdie twee groepe preek albei Christus. Hulle preek Christus. Hulle het dus 'n ware evangelie wat hulle verkondig. Hulle het 'n boodskap wat Jesus Christus kan verheerlik en hulle het 'n boodskap waardeur mense gered kan word. En Paulus maak hierdie baie duidelik. Hy maak 100% seker ons verstaan albei hierdie groepe preek Christus. Weet julle hoekom is dit baie duidelik dat albei groepe doen dit? Want die groep wat jy so 'n bietjie oor sou twyfel, dis die groep wat hy elke keer sê is die wat Christus preek. Hy sê die woorde elke keer aan daai kant. So die woorde preek Christus en verkondig word elke keer geplaas aan die kant wat ons so 'n bietjie oor sou twyfel. Kyk na vers 15. Hy sê sommige preek Christus wel ook uit en ons sou gedink het daai sou die groep wees wat welwillendheid is. Want hy het daar sit, maar hy sê uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. So hy plaas die woorde reg by daai groep. En dan weer in vers 17, vers 16 in die 53 vertaling.
Die eerste verkondig Christus uit naaiwer. So hy sê juist die verkondig Christus is hy saam met hierdie groep wat dit uit naaiwer vir verkeerde motiewe doen. Hy maak 100% seker, jy verstaan, albei hierdie groepe verkondig Christus in sy struktuur hierso. So wat is dan verskillend? Dis dieselfde. Christene, albei se boodskap, Christus, redding, evangelie. Wat is verskillend? Hulle motief verskil. Die beweegrede, hoekom hulle dit doen, is anders. Die eerste groep preek Christus, in vers 15 sê dit, uit afguns en twis, en in vers 17 sê dit, en uit naaiwer nie met suiwer bedoelinge nie. So wat gaan nie aan, as hierdie ouens Christus preek, met hierdie tipe van motivering, vrot goeters. Eerstens afguns. Wat is afguns? Afguns is die gesindheid van, ek hou nie daarvan, as jy suksesvol is nie. Ek hou nie daarvan, as jy goed lyk nie. Ek wil nie hê jy moet goed lyk nie. Dis afguns. Twis verwys na mededinging. Hierso is dit, hulle wil teen Paulus wen. Hulle wil beter lyk as Paulus. Dis wat twis hierso is. Naaiwer. Naaiwer praat van selfsugtige ambisie. Hulle het ambisie, hulle wil goed lyk, hulle wil voorkom, maar dit is selfsugtig gedrewe. So hierdie mense, hierdie manne, het moontlik gedink, Paulus sit in 'n huis vasgevang. Hy kan nie uitgaan nie. Hy het nie die vryheid om die evangelie te gaan verkondig nie. Nou is ons geleentheid. Jy weet, lekker vir hom. Nou is ons geleentheid, nou is ons kans. Ons gaan nou gaan en ons gaan al die plekke waar hy wou gegaan het, gaan ons evangelie gaan verkondig en ons gaan meer disippels maak as hy. Ons gaan meer mense wen vir Christus as hy. Ons gaan beter lyk as Paulus. Dis hulle hart, dis hulle motief. Ons kan beter lyk as Paulus. So hulle bedoelinge is nie suiwer nie, maar dit is vir eie gewin, dit is vir eie aansien. En hulle het gemeen dat dit aan Paulus se boeye verdrukking sal toevoeg. Dis wat dit sê daar in vers 17. Hulle het gedink dit gaan aan Paulus se boeye verdrukking toevoeg. Nou wat beteken dit? Hulle het geweet dat Paulus se begeerte is om die evangelie te gaan preek in Rome. Dis wat hy geskryf het vir hulle. Hulle is die kerk van Rome. Hulle het sy briefie onmoontlik gelees. Hulle het geweet dit is wat hy wou gehad het. En nou dink hulle, wel as ons dit gaan doen in sy plek terwyl hy nie kan nie, dan gaan dit Paulus se gevangenis vir hom nog meer bitter maak. Dit gaan vir hom die verdrukking nog swaarder maak, nog moeiliker maak. Maar hulle het dit net gemeen. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle was verkeerd, sê Paulus. Hulle het foutiewelik dit gedink. Hulle het gedink, Paulus is so selfsugtig en so afgunstig soos hulle. Maar hy is nie. Paulus lewe nie vir homself nie, maar vir die bevordering van die evangelie. So dit is hierdie eerste groep. Die ander groep preek die evangelie, dit sê uit welwillendheid aan die einde van vers 15 en uit liefde aan die einde van vers 16. En is liefde vir Paulus. En dan sê dit omdat hulle weet dat hy bestem is tot die verdediging van die evangelie. Hierdie groep het Paulus se gevangenskap gesien as iets wat van God afkom. Hulle het geweet, hulle het nie soos hierdie aanhouers gemeen beweer nie. Hulle het geweet Paulus is bestem deur God om die evangelie in die hof te gaan verdedig. Hulle het geweet hierdie is God se plan. Paulus moet nou daar wees. Maar hulle het ook geweet Paulus se hart is laat die evangelie bevorder word in die stad. So wat gaan ons doen? Ons is lief vir Paulus. Ons weet sy hart is, kom ons gaan versprei die evangelie. Ons gaan dit gaan doen. Ons gaan, omdat hy nou vasgevang is, gaan ons nou die evangelie gaan voordra. Want ons is lief vir Paulus en ons wil hom bly maak. Ons wil lewe vir sy blymoedigheid. Dit is die ander groep.
En wat is Paulus se opsomming van al hierdie gebeurtenisse? Vers 18. Skryf hy: Maar wat maak dit? Maar wat maak dit? En om dit op 'n ander manier te sê is, wat is die uiteinde van dit alles? En dan skryf hy: In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. Dis die fokus. En hierin verbly ek my en sal ek my verbly. Paulus se opsomming is: hierdie maak my bly. Hierdie is 'n rede om bly te wees. Die eerste groep het gedink hulle optrede sal hom smart veroorsaak. Maar inteendeel het dit hom bly gemaak. Hoekom kan Paulus bly wees wanneer mense doelgerig hom wil pynig? Doelgerig te wil hê moet sleg gaan met hom. Want Paulus lewe nie vir homself nie, hy lewe nie vir sy eie belang nie, maar vir die bevordering van die evangelie. En solank as vir die evangelie verkondig word, sal Paulus bly wees. En dink net hieraan. Hierdie ouens het aspres uitgegaan om lewe moeilik te maak vir Paulus. En al wat hulle doen is hulle maak hom meer bly. Hulle kan nie in die pad van sukses staan nie. Maar hier's een ding wat ons moet raak sien hierso. Die reaksie hier van Paulus is so anders as wat ons gesien het in Galasiërs. Kan julle onthou in Galasiërs? Daarso gaan Paulus en hy spreek 'n vloek uit. Hy spreek 'n vloek uit op mense wat uit selfsugtige belange vir die Galasiërs gepreek het. En ons sien daai mense was selfsugtig in Galasiërs 4 vers 17 en 6 vers 12 en 13. So hulle was ook selfsugtig, net soos hierdie ouens. Hoekom is Paulus hierso bly? En daarso is hy half buite homself ontsteld daaroor. Want in Galasiërs spreek hulle 'n ander evangelie. Ja, 'n ander evangelie. Hulle verdraai die evangelie. Hulle het werke bygesit by die evangelie. En daarom vervloek Paulus hulle. Maar hier word Christus nog verkondig, 'n ware evangelie, en daarom sal Paulus bly wees daaroor. Dan die evangelie word verkondig. Selfs al is dit die mense se bedoelinge so vrot, is hy nog steeds bly, want die evangelie gaan uit. En wat kan ons hieruit leer? Hoe kan ons hierdie toepas, dit wat ons gesien het uit hierdie hele gedeelte van vers 14 tot aan die einde? Eerstens, gaan preek die evangelie. Maak jou mond oop. Hierdie behoort baie bemoedigend te wees vir jou in enige moeite wat jy doen om die evangelie te bevorder, om die evangelie te verkondig. En jy mag dalk dink, maar ek ken nie my Bybel goed nie. Of ek weet nie wat om te sê nie. Wel, solank jy Christus preek, is God gelukkig. Weet jy dat mense is in sonde, en sonde bring oordeel, en Christus is die enigste redder? Jy kan dit mos gaan verkondig. Dis die punt. Solank jy mense wys dat redding kom deur geloof in Jesus alleen, dan sal Paulus hom verbly oor jou poging. Hierdie stuk ontwortel enige verskoning wat jy kan hê om nie die evangelie te gaan verkondig nie. Want as Paulus bly is oor ouens wat sulke vrot motiewe gehad het, dan sal hy homself verheug as jy gaan en die evangelie gaan verkondig. So wees bemoedig en gaan maak jou mond oop. Gee die evangelie. Tweede les en toepassing. Hierdie manne het gedink, ons sal vir Paulus onsuksesvol laat lyk. Maar al wat hulle gedoen het, was om Paulus nog meer suksesvol te maak, nog meer bly te maak. Hoekom? Want Paulus het gelewe vir die bevordering van die evangelie. Hoeveel keer het ek dit nie al gesê nie? So mense wat teen Paulus se kant was, kon die evangelie nie staai nie. Mense sal nooit dit kan stop nie.
So mense kan dit nie stop nie. En die omstandighede, gevangenskap, wat teen Paulus was, kon die evangelie nie stuit nie. Nie mense nie, nie omstandighede nie. As jy lewe vir die bevordering van die evangelie, dan sal jy suksesvol wees. So nou die vraag, lewe jy heiliglik vir die bevordering van die evangelie? En nou moet ons dit begin toepas in spesifieke areas. Bewys jou verhouding met jou vrou, jou verhouding met jou man, dat jy die evangelie wil bevorder. Of om dit anders te stel, getuig jou huwelik van die evangeliese werk in jou, sodat mense dit kan sien, of nie. Nog so 'n bietjie verder weg, is jou verhouding met jou gesin en jou wyeer familie 'n getuienis van die evangelie. Bevorder die evangelie. Werk jy met die doel dat jy die evangelie kan bevorder? So werk jy sodat mense die impak wat die evangelie op jou gemaak het, kan sien. Hoe lyk jou werksetiket? Kan mense die impak van die waarheid op jou sien? Kan mense gaan vir ander mense gaan vertel, het jy gehoor van hierdie ou en van sy Jesus? Of nie? Moet asseblief nie vandag hier uitstap en dink, ek verstaan nou wat Frank gesê het, ek moet 'n sendeling gaan word. Daar ergens ver. Nee, jy moet nie. Luister mooi. As jy nie nou al daar waar God jou geplaas het, lewe vir die evangelie nie, moet asseblief nie dink, jy gaan nou ver ander plek gaan, en daar gaan jou lewe nou ewe skielik vir die evangelie wees nie. As dit nie hier is nie, hoekom sal dit daar ver weg wees? Eers hier. Lewe nou, daar waar God jou geplaas het, as 'n sendeling vir die evangelie. Hier. En as jy dit hier gedoen het, en ons kan sien jy doen dit hier, dan stuur ons jou met liefde verder uit as jy wil gaan. En as jy dit doen, as jy daar waar God jou nou geplaas het, lewe as 'n sendeling vir die evangelie, dan sal jy suksesvol wees. Dan sal jy werklike blydskap hê. Want God sal sy evangelie uitstuur. Kom ons sluit af in gebed. Here ons dankie vir hierdie gedeelte en daar's net een duidelike boodskap wat hier uitkom, Here. Here, ons moet lewe vir u seun Jesus Christus. Ons moet lewe vir Jesus. Want dit is waaroor die evangelie gaan. Here, help ons dat ons lewe sal gaan nou in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons werk, waar ons op die pad is, wat ons ook al doen, Here, dat ons lewe sal getuig van Jesus Christus se werk in ons, dat ons lewe nou Jesus sal verheerlik. Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het die Gees in ons nodig. Ons dankie, Here, die vir ons die Gees gegee het. Here, ons dankie dat ons kan weet, ons staan nou nie in vervolging nie. Daar is nou min druk op ons, Here. En tog, Here, weet ons kan vertrou dat wanneer u die druk bring, sal u ook deur die Gees werk in ons en sal u ons meer vrymoedigheid gee om die evangelie te gaan verkondig. Maar Here, help ons om nou getrou te wees wanneer die druk minder is. Help ons om nou die evangelie te gaan verkondig, ons monde te gaan oopmaak en ons lewens te gaan met ons lewens te gaan getuig, anders te gaan lewe. Here, help ons om sonde in ons lewens raak te sien, want daar is. En help ons om dit aan te spreek, te verander, sodat ons lewe meer sal wees vir die bevordering van die evangelie en u meer sal verheerlik. Ons bid dit in die naam van ons Redder. Amen.